'n motor wat aan die grond vasgemaak is, word gebruik om 'n houer vertikaal opwaarts teen 'n konstante snelheid te lig. Beskou die stellings vir die opwaartse beweging van die houer. Stelling 1 en 2 gaan oor die tempo waarteen arbeid deur die motor verrig word en stellings 3 en 4 oor die verandering in die meganiese energie van die houer. As jy die woord tempo lees, dink onmiddellik verandering in tyd, delta T, en dan die arbeid. Arbeid, werk, W. Nou, wat is arbeid gedeel deur delta T, of met ander woorde, die tempo waarteen arbeid verrig word? Dit is gelyk aan P, die drywing. So die eintlike vraag is, neem die drywing van die motor toe, of bly die drywing van die motor konstant? So in hierdie geval is stelling 2 korrek en stelling 1 verkeerd. Kom ons kyk nou hoekom dit die geval is. Die vraag sê vir ons dat die houer teen 'n konstante spoed beweeg. So as ons dan kyk na Newton se tweede wet, F net gelyk aan ma, sien ons dat die versnelling gelyk gaan wees aan 0, met ander woorde, die netto krag wat inwerk op die houer is gelyk aan 0. En as ons dan ons vrye liggaamdiagram opstel vir die houer, dan sal ons sien dat die krag van die motor gaan gelyk wees aan die gewig, die krag afwaarts. En daai twee kragte gaan gelyk wees aan mekaar. Met ander woorde, die krag van die motor gaan gelyk wees aan die gewig van die houer. Nou, 'n ander vergelyking wat jy dalk minder gebruik is hierdie ene, en hier kan ons sien dat in hierdie geval gaan die gemiddelde drywing gelyk wees aan die krag wat inwerk, en dit is die krag van die motor wat gelyk is aan die gewig maal met die gemiddelde snelheid of spoed dan nou in hierdie geval. En die gewig is die massa maal met gravitasieversnelling maal met die gemiddelde snelheid. En as jy hieraan dink, die massa bly konstant, gravitasieversnelling bly konstant, en V gemiddeld bly konstant want die houer beweeg teen 'n konstante spoed. So as al daai elemente konstant bly, dan moet die gemiddelde drywing ook konstant bly. Stelling 2 is dus korrek, die tempo waarteen arbeid deur die motor verrig word, bly konstant. Kom ons kyk nou na die laaste twee stellings, 3 en 4, wat handel oor die meganiese energie van die houer. Neem dit toe of bly dit konstant? Die korrekte antwoord is, die meganiese energie neem toe. As jy kyk na die meganiese energie, dan sien jy, dit is die som van die kinetiese energie en die potensiële energie. Aangesien die houer teen 'n konstante spoed beweeg, beteken dit dat die kinetiese energie bly konstant. Maar, wat gebeur met die potensiële energie soos wat die houer opwaarts beweeg? Onthou, jou potensiële energie is massa, wat konstant is, maal met gravitasieversnelling, wat konstant is, maal met die vertikale hoogte, wat toeneem in hierdie geval. Met ander woorde, ons potensiële energie neem toe, soos wat die houer opgelig word. Die kinetiese energie bly wel konstant, en dit beteken dat die totale meganiese energie van die houer moet toeneem. En dit is stelling 3, stelling 4 is verkeerd. Die tempo waarteen arbeid deur die motor verrig word, oftewel die drywing van die motor, bly dus konstant, en die meganiese energie van die houer neem toe, aangesien die vertikale hoogte van die houer toeneem.